Goeiemorgen, dit is woensdagoggend 22 Julie 2026 en oude gewoonte groet ek julle hier vanaf die walle van die groot rivier, wat natuurlijk oor die laaste maand geweldig gesak het. Die vloede is verby, rivier is weer normaal laag hier in Appington. En ek wil heel eers begin deur vir julle almal te herinner daaraan dat ons vanaand 'n bosberaad hou en dat die bosberaad vanaand woensdag aand 22 Julie 2026 is in plaas van die gebruikelike donderdag aand. Ander verpligtinge noodsaak my om dit dus vanaand te doen. So ek nooi ieder en elk van julle om te kom bywoon en saam te gesels. En ons gaan gesels oor 'n oorlog wat niemand sien kom nie. Bosberaad vanaand, woensdag aand, 22 Julie om 1900. 'n oorlog wat niemand sien kom nie. Dis dan waaroor ons gesels vanaand in die bosberaad. En intussen luister na amper 'n inleiding daarvan vanoggend. As soldate die leiers van lande was, sou daar nooit oorloë gewees het nie. Soldate verstaan oorlog, maar dit hang af waar jy betrokke was in die oorlog. Of jy aan die ontvangkant was, of aan die ondersteuningskant, maak tog ook inderdaad 'n verskil oor hoe jy oorlog sien uitspeel. En alle oud soldate sal vir jou vertel dat daar nie oorwinnaars in oorlog is nie, net verloorders. Dat niemand wat reeds deur 'n oorlog is, graag weer deur 'n oorlog sal wil gaan nie. Tog bly politieke spel voortdurend neig in 'n rigting van konflik, probleme wat nie uitgepraat en opgelos kan word nie, eindig in konflik. Die lus vir meer, die lus vir geld, die lus vir ontginning, vir uitbuiting, vir vermeerdering, vir verryking, vir oorheersing, die strewe na ongekende mag, is wat politieke leiers dwing om besluite te neem wat nie in die beste belang van 'n land se mense is nie. Ons sien hierdie tendens toenemend in Europa vandag, waar daar ten spyte van die feit dat Rusland eintlik effektief reeds Oekraïne verslaan het, sien ons steeds dat die retoriek voortduur dat Oekraïne aan die wenkant is en Rusland aan die verloorkant is, en word hierdie politieke stempel afgedruk op die mense deur middel van hulle verskillende propaganda media wat hulle ondersteun, wat hulle help om hierdie agenda en hierdie prentjie van verloor en wen in die publiek se koppe te vestig. Want as die oorlog eers aan die gang is daar nie meer keer en omdraai nie, en is die wreedheid van oorlog baie dikwels 'n skok op die bevolking wat nie daaraan blootgestel was nie. In Europa sien ons die sogenaamde Coalition of the Willing onder leiding van NAVO en dan die Europese Unie leier, onverkose leier Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, wat werklik waar alles doen om die oorlog teen Rusland te eskaleer, sodat Rusland volgens Kaja Kallas opgedeel kan word
in klein staatjies wat hulle kan beheer en dan die minerale en rykdom vanaf kan ontgin. So hier kan 'n mens al klaar die onderliggende byvoordele sien van hoekom hulle 'n oorlog wil hê. Hoekom hulle Rusland vernietig wil hê. Gaan kyk ons dieper terug, dan gaan ons hier na die geldmagte van die wêreld toe, die Rothschilds wat bekend is dat hulle ook die Boereoorlog, die Eerste en Tweede Wêreldoorloë gefinansier het, dat hulle eintlik lande verslaaf deur skuld aan hulle toe te staan, net soos wat hulle Suid-Afrika vandag ook verslaaf het. Maar daar is enkele leiers wat na vore kom en sê dit kan nie so aangaan nie. In Bulgarië, sy nuwe eerste minister, Rumen Radev, 'n oud lugmaggeneraal en vegvlieënier, het nou in 'n oorweldigende meerderheid of met 'n oorweldigende meerderheid in Bulgarië gewen. En het hy onmiddellik 'n paar verklaringe uitgereik, maar Radev het van die begin af gesê, toe die Oekraïense oorlog uitgebreek het Rumen Radev reeds gesê dat die oorlog nie wenbaar is vir Oekraïne nie en dat alles wat daar ingestoot word net 'n bodemlose put is. Want sê Radev, hy besef die skade wat dit aan sy land en sy mense gaan doen deur langer betrokke te bly by die sogenaamde Coalition of the Willing. So Bulgarië is amptelik die eerste land wat hom uit daardie koalisie uit onttrek het, ten spyte van Ursula von der Leyen se waarskuwing dat sy nie die paadjie van Viktor Orban moet volg nie. Ons weet dat Viktor Orban is uitgestem en dat daar nou op hierdie stadium niks gedoen kan word, meer nie in Hongarije nie, dat hulle ook ingetrek word in 'n oorlog waarby hulle nie by betrokke wil wees nie. Maar dit is vir ons baie hard en duidelik sigbaar oor wat tans in Europa aan gebeur is. Maar dit is verblydend dat oud militêre leiers wat in regeringsposisies en posisies van mag opeindig 4 voet vaskop teen die gedagte aan 'n oorlog teen Rusland. Luister gerus, dit is nou in Bulgaars wat hy praat, maar lees wat sê hy in sy onderhoud на die oorwinning. Русия не може да загуби войната срещу Украина. Аз не виждам победител в тази война. И това е за мен най-притеснителното, защото всеки ден тази война, аз го казах преди години още, войната започва да разширява своят пространствен обхват. Случи ли се? Случи се. Вече имаме удари в дълбочина на 2500 км. Цяла Украина в дълбочина е под удари. Русия скоро ще бъде чак тя вече в Сибир. Тя е уязвима чак в Сибир. Вие как мислите, не създава ли тревога това разрастване на пространствени обхват? Не създава ли тревога тази ескалация, защото казах и на западните ни партньори. Чернобил за много страни далече на запад беше новина. Но за нас, по-младите не знаете, но за нас Чернобил беше реалност. И той се отрази върху здравето на хиляди хора. Виждаме как ежедневно има новини за атаки по ядрени централи. Виждаме как расте ескалацията и можем да станем свидетели. Не го пожелавам и наистина това не трябва да става, но на тактически ядрен удар. Вие тогава си отговорете на въпроса до какво води това. I hope that we will develop practical relations. En dit was Rumen Radev, die nuwe eerste minister van Bulgarië, wat dan gesê het, hulle het deur die ramp van Chernobyl oorlewe. Hulle weet die
ongelooflike siektes wat veroorsaak word deur kernbestraling en dat die feit dat Rusland alreeds 2.500 kilos reg oor Oekraïne opereer in die lug, sou daar 'n eskalasie plaasvind wat lei tot 'n kernoorlog, gaan dit weer die meeste klein Oos-Europese lande wees wat onder die kernuitval gaan swaar kry. Hy voorsien dus die pyn van sy mense. Hy voorsien die pyn wat uit ervaring uitkom, wat op mense afgeforceer kan word, afgedwing word, sonder dat hulle keuse gehad het, of 'n sê gehad het. Want as 'n leier nie opstaan vir sy mense nie, wie gaan dan namens hulle opstaan? En dan kyk ons na die coalition of the willing, wat bereid is om in 'n kernoorlog in te gaan teen Rusland, omdat hulle nie besef wat met hulle mense kan gebeur nie, of dalk gee hulle nie om wat met hulle mense gebeur nie. Ons weet hoe lyk 'n land waar niemand in die regering vir hulle mense omgee nie. Ons woon in so 'n land. Kyk na die omstandighede, kyk na die haglikheid in ons eie land wat bestaan as gevolg van 'n regering wat net selfverryking op die verstand het. Ons sien dit van die Europese Unie se kant af, hierdie druk om te plunder in 'n verslaande Rusland. Wat hierdie Rumen Radev, die nuwe Bulgaarse eerste minister, sê, gaan nie gebeur nie. En hy kan nie sy mense blootstel aan die liderlike nagevolge van 'n wêreldoorlog wat kernwapens insluit, blootstel nie. En ek herhaal dan waarmee ek begin het. As lande bestuur was deur soldate, anders as politici, sou daar nie oorlog in die wêreld wees nie. Sou daar nie gierigheid wees wat oorheers nie. En sal ons waarskynlik vir die eerste keer ooit almal in vrede kon saamleef. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om vanaand in te skakel by die Bosberaad om 7 uur nie. Sien jou dan.